Goeiemôre. Ek hoop het gaan goed met julle. Dit voel 'n bietjie vreemd om nou weer hier te staan en as jy goed vir jou onderste bo in jou leer gesit word, dan weet ek ook nie mooi nie. Maar in elk geval, lekker om weer terug te wees. Ek beloof, as ek is eerlik as ek sê ek het verlang na julle. Ek gee nou nie om hoe julle gevoel het nie, maar dit is verskriklik lekker vir my om terug te wees. Ons gaan so 'n paar liedjies sommer vooraf nou sing. En die eerste een is op berge en in dale. Nou, dit was nou letterlik so, maar ook figuurlik ook so my lewe die afgelope 2 maande. So hierdie, ons sing vers 1, 2 en 4, is ek reg? Zoiets. Kom ons sing. Oh,
Daar sê, goeiemôre. Vriende, ek hoop julle het julle Westerlig afkondigings julle hand.
Daar is 'n klomp baie belangrike goed. Ons dink aan ons siekes, Dion van der Merwe, Griffin Slabber. Ons kyk ons kospakkie projek. En dan die bazaar. Kan julle glo, die maand se einde is die begin van lente en dan is dit bazaartyd. So, om 'n bietjie meer daaroor Sanet, wil jy nie, ons het vir jou spesiaal nou 'n mikrofoon reggekry. Jy moet gou met die volk kom praat oor die bazaar asseblief. Ek sien jy's 'n bietjie alleen vanmôre. Ai, tog. Goeiemôre, kan julle my hoor? Ja, ek is al aan my ounsem, ek is die eenling, die ander ling is by die huis. Ons dink aan haar. Die bazaar, julle glo dit of nie, oor 4 weke is ons bazaar, daarom het ek my bazaar hempie aangetrek, baie vreugde, baie vrolikheid, baie blink, baie lekker, baie woema, baie energie, baie alles wat mal is. En ek wil julle uitnooi, ek wil julle opgewonde kry, ek wil hê julle moet aanteken, 29 Augustus van 9 tot 1, kom die hele gemeente, julle bure, julle broers, susters, ouers, almal wat julle ken, moet saamkom in groot getalle. Ons gaan fees vier, ons gaan eet, ons gaan vermaak hê. Dit gaan net absolute fantastiese dag wees. So, kyk asseblief op die bulletin se agterblad. Al die stalletjies se conveners is daarop aangedui. En as jy nog nie iewers ingedeel is nie, of gevra is om te help nie, is dit asseblief jou verantwoordelikheid, om waar jy voel, of jy 'n pannekoek kan rol, en jaffel kan vul, of enige ding doen, pudding skep, pudding maak. Ons het soveel nodig, maar ons glo, die Here het ons nog nooit teleurgestel nie, en ek weet, hy gaan en hy het groot planne vir ons gemeente. So, dis maar net dit, ek wil vir julle vra, teken aan, kom, en kom bied jouself aan asseblief. Dankie. Dankie, Sunny. Ons sien baie uit daarna. Dit lei altyd vir ons hier. Ons is altyd 'n groot jolligheid, en baie dankie vir julle leiding weer. Groot waardering. So op 'n vrolike noot kan ek net gou kyk al die verjaardag mense wat in Augustus verjaar is. Vandag die 2 Augustus. So al ons mense wat die 2 Augustus, nie die 2de nie, dit is vandag, in Augustus maand vir jou, sta op asseblief. Kom, dis sulke tyd, ek gaan jou roep as jy nie. Daar sê, jy! Dis is soos as Augustus babas, julle mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees, en 'n maand en 'n jaar wees wat voor lê. Mag die Here vir julle baie mooi seën, en mag julle families julle uit julle sokkies uitbederf. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Baie dankie. Ek kon nie verder op die afkondigings vreeslik met julle karring nie. Vriende, dit is ook vanmôre onder andere terugvoer van die Malawi uitreik. En nou is die vraag, ek het nou ook al 'n bietjie met van die ander gepraat, hoe gee ou nou terugvoer oor 44 dae met alles wat 'n ou gehad het? Toe dink ek, wag, ek het 'n slim plan, ek gaan prentjies wys. En toe dink ek, en toe ek nou met die prentjies begin besig raak, toe dink ek nou, as ek nou al die prentjies moet wys en die foto's moet wys, dan gaan daar nou nie eers meer tyd wees vir woordverkondiging nie, en dit gaan ook nie werk nie. Dit is regtig moeilik. Maar ek gaan tog probeer met 'n paar prentjies, 'n paar verfkwaste net maak. En dan is dit nou julle verantwoordelikheid asseblief om na die tyd met ons wat nou daar was te praat. Ek sien die blou hemp, wat is dit, die Smurfs is hier. Lyk my Trevor, jy is die enigste snorfie vanmôre, so kom jy maar baadjie aangetrek het met ons Malawi hempies. Maar goed, hulle gaan kom koffie drink. Na die tyd, waar is Magda? Ek het haar ook iewers gesien vanoggend, maar goed. Kom ons, en dan kan julle vir hulle vra. Kan ek begin deur te sê, dit sou nie vir ons moontlik gewees het as ons nie vriende en vennootskap gehad het met die Belly and Spymouth Church of Scotland, wat vir ons groot deel van die fondse gegee het, en dan natuurlik met ons fondswerwing wat ons ook gehad het. So ons is hier weg, en ons is gekonfronteer met allerhande goed,
wat nuut is vir ons. Ek bedoel, daar linksbo sien jy 'n baie goed in stand gehoude vragmotor teenoor die res. Ok, jy kry hulle so aan die kant, as jy kyk onder hom daar by die spieeltjie, dit is die fietsse wat jy na onder kan sien. Ek weet nie hoe hulle fietsse reg kry nie. Ek het vir Sjaal nogal so fiets gestuur, ek moes dit dalk vir Rian ook gestuur het, hulle gedeer het om met een van die fietsse die Agus te gaan ry volgende jaar. Maar ek weet nie of julle gaan klaar kry, maar hy goed is verskriklik swaar. Want jy kan nou sien hier regs hoe hulle gelaai word met vol vragte hout. Eendag staan en wag ek koop 'n klomp sakke sement en daar kort 5 sakke. Nou, julle moet nou mooi verstaan, 1 sak sement is 50 kilos. En die ou sê, nee, moenie worry nie, dit is nou hier. En toe kom daar een ou met 1 trapfiets met 5 sakke sement op aangery. Alright, 250 kilos. Ek weet nou nie so mooi nie, ek sien Trevor het maar gesukkel om met Joalet agterop om balans te hou, so hoe ou met 50 sakke nou dan 250 kilos daar aankom, weet ek nie. Julle sal sien, daarbo is die deur, jy ry in daai pad waar daai middelste ou wat die 2 ouens op 'n motorfiets is, as jy nou naby so kyk, so jy sien hoe skeef hang hy ou agterwielietjie, voet op. Maar jy moet nou mooi verstaan, jy ry op daai grondpad, dan kom maar gelyktydig 3 aan, 1 links, 1 in die middel, 1 regs, en hulle kom vir jou, dan jaag daar 2 by jou verby, en sodra jy jou balans gekry het met jou kar, dan ry daai ding in die middel van die pad teen 5 kilos 'n uur, in my geval, dit is baie interessant. Goed, gee gou vir ons die volgende ene, anders gaan dit later raak. Malingundie is 'n sendingdorp, is 'n sendingstasie, linksbo is die kerk, en die ene net regs van hom is min of meer hoe dit binne in die kerk lyk. Hulle aansig regs is by die vroue college jare terug, wat direk langs die skooltjies wat ons gebou het, is dit die vroue college se kapelletjie waar ons ook gereeld kon stil word, of ek dan nou, en so in die tye is, maar dit is ook waar een van die klassies vir 'n tyd lank gehuisves is, wat nadat die skooltjie onder die water is. Regs onder is wat oorgebly het van die vorige skool, nadat daai damwal gelig is, julle kan sien hoe die muur inloop, daar is nou niks meer oor nie. En links is op die kampterrein waar ons was, en dit is ons verwelkoming, toe ons daar aangekom het. Al 2 groepe is so verwelkom met, welcome to our visitors. En daar sien julle, met die blou rok is die skoolhoof, Elizabeth, langs haar staan Mary, en dan die ander 2 is Billy en Josephe, hulle maak die kos, en hulle sorg dat alles op die regte plekke is, en die seentjies kan badkamers toe gaan, en so aan ook. Right, volgende ene. So, in die middelbo, dis wat ons daar gekry het, en toe is die mense vir ons kwaad, want hulle gebruik nou al ons terrein, om hulle meel uit te droog. En ons moes vir hulle verduie, dit is nou klaar, daar gaan nou gewerk word. Linksbo is sommer ook net weer waar, sommer in die buite, dis waar van die klassies gehou is, toe daar nou nie skool is nie. So kan ek nou vir julle vertel, ons het baie terugslag gehad. Die eerste wat ons daar gekom het, is dat ons daai linksbokantse pretjie het. Ons was op plan om op te gaan in 'n kombuis en badkamers vir hulle te bou. Nou dit help jy het 'n kombuis en badkamers as jy nie 'n skool het nie. Toe moet ons vir hulle, toe sê ons nou goed, ons gaan nou bou. Eerste probleem, daar is die water hier. So toe het ons gelukkig daai tentjie daar regs bo gekry. So toe het ons vir 3 dae lank het vrouens met 30 liter komme die water vir ons aangedra, sodat ons daaruit kan water skep, sodat ons die sement kan meng. Dinge wat vat net bietjie ander tye. Die onderkant links is, dis nou hoe ou 'n put toilet maak, begin jy stuur 'n ou daarin, wat 4 meter in die grond in, by 2 meter begin grawe. En ek moes eintlik die ander ene gehad het, is net vir hom 'n vreugde, want hy het werk. Daar is 'n ou wat ceiling slaan, en daar het ons so 'n bietjie die vensters gebou. Die interessante is, die ouens wat die linksbose gebou gebou het vir ons nie 'n standaard grootte venster gelos nie. Dit was ons nog volgende probleem. Want daai vensters is toe nou, daar 17 van daai vensters, en ons het
18 verskillende groottes gehad. So ons moes toe nou van die mure uitbreek, ons moes toe nou maar min of meer tomate kry, en dis ook die standaard groot, en ons het vir hulle spesiaal vensters laat maak, wat so weekse werk was, wat ouens het geswys het. Kan jy nou dink, ons moet Suid-Afrika dit doen, baie netjies gedoen, nogal die vakmanskap, maar daar is so een van die klaskamers in die aanbou, in die middel is een van ons ouens besig om 'n plafon in te sit. Ek het maar net 'n klein stukkie van die foto vir julle daar aangesit, anders as julle gesien hoe skeef ons ook werk. Maar in elk geval, volgende foto. Ons het teespoed ook gehad. So in die middel sê vir julle, 3 van die 7 voertuie het groot breuke gehad. Daai ou se intercooler is stikkend. Julle kan sien, hy spoeg net klomp slas uit, daar by die watertentjie uit, groot moeilikheid. Ons het 'n karatkas gehad wat vervang moes word, ons het ander ouens se coils en goeders wat vervang moet word. Ja, en toe word ons bouer siek. Voordat die groot groep kon aankom, is Dion siek, word 'n ding hom gebyt en moes ons hom terugvlieg hiernatoe. So toe moet ons nou 'n plek klaar bou sonder 'n bouer. Maar goed, daar kan julle nou links sien, as die manne besig aan die bou, met van die werkers wat ons daar gehad het, links het die groep aangekom, die Skotte en die Suid-Afrikaners het toe nou maar net begin verf. Daar word elke dag ook vir die mense kos gemaak, so vir die maand lank vir die werkers, is daai was ons kok, dis hoe hulle ons kos maak. Elke oggend as hulle begin, kry hulle pap, en moenie dink ons kan dit vir hulle op die gasstoof maak nie, want hulle vertrou nie ons papie. Hulle maak pap op hulle manier, en daarom het ons die kok, so sy het vir ons kos gemaak, en dan in die middag is dit weer, in die oggend is dit, in die oggend is dit porridge, in die middag is dit pap. Ok, ja, die twee lyk verskillend, maar saam met pap kry jy nou smoor, en of vis, of bone, julle, en dan die ander ding, omdat ons nie naby die meer is, het ons nou nie daai kapenta visies gekry nie, maar hulle eet 'n ander ding. Hulle eet muise. Nie almal nie, maar van hulle, so hulle vang 'n muis, daar is nie baie muise nie as jy hulle kry. So ek het al gewoon gedink ons moet laweers kry vir hier, en dan vat hulle nou daai muis, en dan kook hulle, sny eers die binnegoedjies uit, en dan kook hulle hom, en dan droog hulle hom, en dan so met bene, velle, alles, dan kraak het so, en Dion het ook 1% gekry, maar hy het hom toe nou gelukkig geëet nie. Hy was al siek toe, maar in elk geval. So dis ander voet, gou vir die volgende asseblief, Marijke, moet begin klaarmaak, want het raak nou lank. Dis hier rekenaar. So toe begin ons werk, julle kan sien, ons het die staalkappe opgesit, ons het nie die dak gebou soos wat hulle wou nie, ons het 'n skoolterreintjie aangebou, maar ons moes al die lip channels aan mekaar swys, reguit en so aan kry. Ou Spyker, die ou wat hier regsbo staan met die blou overall, wat kyk, dit het hom 2 dae gevat, hy kon nie verstaan, hoe gaan ons die staal op die dak kry nie, ek sê toe vir hom, ons gaan dit optel, en Trevor het ook daar vir hom probeer betuie, maar hy kon toe nou die prentjie kry, en toe kry ons 2 Malawiërs, so hulle spring soos katte daar op die muur, Trevor op die ding, en ons tel dit vir hom op, en ja, julle sal nou nie glo nie, al die staal, Trevor, julle, wat was dit, 1 uur en 'n half, toe is al die staal bo, 2 ure, nee, ok, 1 uur, toe is die kort is, en die volgende dag die lang is op, maar in elk geval, so het speelterrein gemaak, so daar was ons aan die werk, so, en toe het ons voorreg gehad, ek dink is die laaste ene, as ek die mis het, as jy kan aangaan, was het, ja, dit was die inwyding, regs kan julle nou sien die oukies wat gegraduate het, hulle volg ons nou nie ons kalender hier, hulle werk ons nou maar met die Europese kalender, onder is die kleintjies aan Antog, links onder is waar die paas en die maas sit, daar linksbo kan julle sien, is die klaskamers, is toe maar daai kleur, wanneer die grond is rooi, en die kinders, ja, dit is maar taai, en daar is ons hoofingang nou, met die glas en die vensters in, en ons inwyding, en al die belangrike mense wat daar was, en ons wil alle eer aan die Here gee. Vriende, as jy, met die karre wat stikkend is, as jy kyk, jy het die water, die reis op, as gevolg van die swak paaie, die paaie het in verskriklik verspoel in die begin van die jaar, die paaie is nie reggemaak, ons het letterlik al 2 groepe 2 dae langer gevat om bo te kom, dis 4 werksdae,
op werk wat klaar onder druk is, dan gaan jou bouer siek en jy vlieg om terug Suid-Afrika toe. Dat daar iets staan is absoluut werk van die Here, maar hopelik gaan julle vandag iets in die teks wat ons gaan lees, ook weer hoor hoe die Here werk. Hy kan 'n klein klompie goedjies bymekaar sit en iets moois maak. Dankie dat ons die voorreg gehad het om julle te verteenwoordig. Ons moet ongelukkig weer teruggaan vir 'n keer of wat. Die vensters, julle sien daai deure, dis nog die red oxide, hulle moet nog geverf word, die vensterrame, die admin gebou moet nog 'n plafon kry. Die water moet nog aangelê word en dan moet die toilette, ook spoeltoilette aangelê word. So daar is nog heel wat werk. Maar daar is tans 'n funksionele skooltjie waar kinders kan gaan. Daai klompie kinders, die blouetjies is bietjie minder, maar die groepie onderkant, as julle so mooi sou getel het, hulle so 80. Dit lyk vir my nou in die nuwe jaar wat gaan kom, gaan daar so 120 wees. So daar's nou die 3 klassies, daar's genoeg plek vir hulle. Maar ons moet die plek nog gaan mooi maak en dan moet dit nie te vinnig uitbrei nie. Maar in elk geval, sommer net so te kom praat asseblief met ons na die tyd. Ons sal graag met julle verder wil gesels oor die tyd en julle sal so, ek glo in die volgende paar sondae nog 'n hele paar foto's kry van wat daar gebeur het. Nou uit die lang inleiding kom ons word vir 'n oomblik gou stil en dan gaan ons net vir die Here vra met 'n lied soos wat ons sit en vir hom sê ons wil nader aan hom beweeg, want hy is vir ons goed. Nou roep ek na U, want U sal my mos antwoord, o God. Draai U oor na my toe en luister na wat ek sê. Wys met wat U doen hoe lief U vir my is. Want U red mense wat by U kom wegkruip. Geliefdes, wees gegroet in die naam van God ons Vader wat vir ons sorg. In die naam van God die Seun deur wie ons gered word en in die naam van God die Heilige Gees wat ons troos en ons versterk. En kom ons staan dan nou op en antwoord op die groet van die Here deur saam Vlamlied 112 te sing. Ek roem U naam en ook die Engelse weergawe daarvan. I love you. Hey!
Ek was lanklaas hier, ek weet nie hoe julle nog by die wet en die goed uitgekom het, maar kan julle nog die samevatting van die wet onthou? Ons het gesê, daar is mos 12 gebooie, né? Ag, skus Gustaf, 10 gebooie, jammer. 10 gebooie. En die 10 gebooie word opgesom, en dan sê ons nou, hoe werk daai nou weer? Jy moet die Here jou God lief hê, hoe? Julle hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. OK. Liefde vir God. En dan moet jy ook jou naaste lief hê, soos jouself. Kyk, ons het nou geleer, ons is mooi op 'n sendingtoer, maar in wese het selfs ons sendlinge ook 'n probleem, en dit is maar ons selfsugtigheid en ons eie belang. En dit gebeur met almal van ons, en ek dink ons het tog maar nodig om weer vanoggend daaraan te dink, want baie keer dink ons, ja, ons werk vir die Here, ons doen klomp goedes, maar ek het daarom ook my eie tyd nodig, en ek het daarom ook dinge nodig, ek het ook regte, en ek het ook daarom, en so gaan dit aan, ek. En dan raak ons ek so baie keer so belangrik, dat God al hoe minder belangrik word, en my naaste nog minder, en miskien is dit dalk tyd, dat ons sommer net vir die Here sê, Here, vergewe vir ons asseblief. Maak ons weer skoon en rein, want ons wil vanoggend graag op 'n skoon vlak weer met U begin. Skoon papier. En die woorde van hierdie lied sê dit baie mooi, wees genadig, Heer, spreek my vry. Daar staan in Johannes 1 vers 16 die volgende: uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Daar in die kerk in Malingune is daar daardie kanselkleed of dan 'n tafelkleed wat sê chisomo. En chisomo beteken oorvloedige genade. Dis wat die Here ons beloof. En daarom, Here, dankie dat ons weer ons skuld en ons sonde na U toe kon bring. Wees ons asseblief genadig en help ons, dat ons U woord vanoggend ernstig sal opneem. Amen. Baie dankie julle. Goed, waar is ons kinders? Ons kinders, waar is julle?
lekker naby. Verlang na julle. Kom sit so dat ons kan sien. Nee, Stefan, julle kom sit 'n bietjie nader, julle manne. Ek kon nie om die blomme vir julle kykie. Sulke mooi blomme. Gaan dit goed? OK, as jy nie wil praat jy wys so of so. Goed of sleg? OK, double one. Great. Alright. Ek wil gou vanoggend vir julle vra, wie van julle kry as julle skool toe gaan 'n kosblik? Nou, alright. Wat is als in daai kosblik? Ja? 'n broodjie, wat nog? Appel, OK. Kry jy weer piesang, soos 'n broodjie en 'n vrug en wat nog? Ja? 'n partytjie, 'n koekie, lyk lekkers, nee. Ja? 'n broodjie, 'n yoghurt en 'n eie. Wow. Ek wil gou vir julle vra, so as jy nou jou kosblik vanoggend nou hier sou hê, sou ons met jou kosblik vir al hierdie mense kon kos gee uit jou kosblik uit. Een baie groot kosblik. Nee, dit is nie 'n maag groot kosblikkie. Ek weet nou nie hoe groot 'n maag groot kosblik is nie, maar dit klink vir my vandag. So as jy nou met jou kosblik gaan en iemand sê vandag vir jou, jy moet nou jou kossies wat jy nou het met die hele skool, al die kinders deel, gaan dit kan werk? Hoekom nie? Is dat te veel? So kan jy nie 500 mense kos gee uit een kosblik uit nie. Klein stukkies breek. OK, so as vir elkeen 'n klein stukkie breek, gaan almal daarom ietsie kry. OK, gaan dit nie volmaak nie. O, God. Nou, ek wil julle vertel, weet julle hoeveel is 500 mense? Dis 5 keer soveel mense, min of meer as wat hier vanoggend sit. Ja, is meer as 100 mense in die kerk, ek weet, ek ken al die getalle so bietjie. So, 5 keer meer. Maar nou, in Jesus se tyd, was daar 1 keer, soveel mense, maal 5, maal, nog 10 jaar, 5000, en dan was dit net mans, dan was daar nog vroue en kinders by. En toe het Jesus vir hulle sit en gesels met hulle gepraat, en toe raak aan die einde van die dag, en weer wat sê Jesus toe vir sy disippels? Kom ons gee vir hulle kos. En ek wonder of julle kan onthou uit die Bybelstories uit, hoeveel kos was daar toe wat hulle kom by mekaar kry? Brood en vis, kan julle onthou hoeveel? Ja, andersom. Ja, 5 broodjies en 2 visies. En amazing. En weet julle wat gebeur toe nou met daai visie? Jesus begin het toe, ja, vertel vir my, julle ken, ja, jy nou nie. Weet jy, Jesus breek het toe in stukkies, né? En toe hy het in stukkies breek, wat gebeur toe? Toe raak het meer. En hoeveel het dit toe geword? Het al die mense kos gekry? En daar bly 12 mandjies oor. Wow. 12 mandjies het oorgebly, nadat al 5000, kom ons sê maar 10.000 mense geëet het. Dis 'n wonderwerk, hè? Nou wil ek gou vir julle sê, ons leer 3 goedjies uit hierdie wonderwerk uit. In die eerste plek, Jesus sien altyd wat ons nodig het. Jesus het gesien aan die einde van die dag, daai mense, as hulle nou met huis toe gaan daar nie tyd wees om vir hulle kinders of vir hulle families te sorg nie. En hulle is honger. So Jesus het gesien, hulle is honger. So Jesus sien altyd nodig wat ons raak. En al is dit dalk nie kos nie, dalk is dit omdat ek bang is of as ek hartseer is. Hy sien dit raak, ek moet dit onthou. Dan is daar 'n tweede lesie wat ons uit leer. Letterlik alles wat ons vir Jesus gee, maak nie saak hoe klein nie, kan hy gebruik. Julle het nou vir my gesê, jy kan met jou kosblik nie as 500 kinders kos gee nie. Jesus gee met 5 broodjies en 2 visies vir amper 10.000 mense kos. Kan jy dit glo?
So niks wat ek vir Jesus kan gee. Ek mag nie sê, ek is nog te klein, of, ag, ek kan tog nie soveel doen nie. Mag dit nooit sê nie. En die derde ding is, by Jesus is daar altyd genoeg. As Jesus vir ons goed te gee, hy gee nie noodwendig vir ons wat ek wil hê nie, maar hy gee vir my genoeg. Ok, gee julle onthou. So wat is die 3 goedjies wat ons moet onthou? Wat is die eerste ene? Ja, soos goedjies, klein goedjies kan ons vir die Here gee, hy kan groot dinge daarmee doen. Dis een van die lessies. Wat is die ander lessie? Jesus sien wat ons nodig het. Ja, Jesus sien wat ons nodig het. En dan die derde ding is daar genoeg by Jesus? Daar is altyd genoeg by hom. Kom ons bid gou saam. Ons maak ons oogies toe. Liewe Jesus, baie dankie dat U vir mense omgee. Dankie dat U ons elke dag versorg en gee wat ons nodig het. Help ons om alles wat ons het met U te deel. Al voel dit vir my klein en min. Ek weet U kan dit gebruik. Gebruik ons om ander mense lief te hê en vir hulle te help. Amen. Amen. Nou toe, kom ons kyk gou wat is in die mandjie. Ek was lanklaas hier. Ek gaan ook verras word. Smaak my, ons gaan vandag suig. Dis vir elkeen 'n suigstokkie. Daar is sy. Lekker suigstokkie. Papas en mamas, julle kan vir julle dan nou in die Bybels gou begin oopmaak daar by Matteus 14 asseblief. Oei. Daar is sy. Dat is hy, Matteus 14, en ons gaan van vers 13 af lees. Julle moet eintlik maar die groter gedeelte gaan lees as julle by die huis is, maar ons lees vanmôre net van vers 13 af. Toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan en na 'n stil plek om alleen te wees. Kan ons nou net gou vir mekaar gou sê, Jesus, hulle nou gesien het sopas nuus gekry van Johannes die Doper, wat mos nou familie was, of wie hulle wat met hom begin het, wie hulle mekaar goed geken het, vir mekaar lief was, is sopas dood. En dan toe Jesus het hoor, het hy met die skuit gegaan, na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte mense daar gesien, en hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disipels vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 vissies. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seën. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee, en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en die kinders. So met die Bybels op ons skote, vriende, kom ons maak dit gou vir 'n oomblik ons oë weer toe vir 'n gebed. Deursoek my, Here God, en ken my hart. U ken my bang en bekommerde gedagtes.
Here Jesus, ek kom na U toe vir vrede in my hart en in my gedagtes. Ek kom gee my gedagtes vir U. Help my om my gedagtes op U te rig. Neem asseblief beheer van elke gedagte wat ek dink. Here, ek gee al die nuus, al my bekommernisse en al my spekulasies vir U. Ek gee ook alles vir U wat my aandag wegtrek. Here Jesus, ek gee al my gedagtes vir U. My hele denke behoort aan U. Ek gee vir U my aandag en fokus, my geheue, my begrip en my verbeelding. Ek wy my gedagtes, my verstand aan U alleen, Here Jesus. Romeine 8 vers 6 sê, om deur die Gees beheer te word, bring lewe en vrede. So Heilige Gees, Gees van God, kom vul my gedagtes, vul my hart en my verstand en my liefde, met U liefde en U vrede. Ek bid dat my gedagtes een sal wees met U, Here Jesus. Dat ek sal dink soos U dink en my lewe sal lei soos U wil. Here, in Psalm 1 staan daar, dit gaan goed met 'n mens wat nie luister na mense wat verkeerd doen nie, wat nie doen wat sondaars doen nie, en wat nie saam spot wanneer mense sit en spot nie. Dit gaan goed met 'n mens wat lief is vir wat die Here sê, 'n mens wat elke dag en nag dink aan wat die Here sê. So 'n mens sal wees soos 'n boom wat langs 'n waterstroom groei, 'n boom wat vrugte dra op die regte tyd en wat blare het wat altyd groen is. Daarom gaan dit goed met alles wat hy doen. Mag dit asseblief ook waar wees en meer waar word van my en elkeen van my broers en susters hier. Amen. Vriende, elkeen van ons ken die gevoel dat ons partykeer voor 'n uitdaging of 'n situasie staan waar jy duidelik weet jy het te min. Dalk te min tyd, dalk te min geld. Dis dalk die einde van die maand en die yskas lê leeg, of die skoolprojek moet môre klaar. Nou maak die motor 'n snaakse geluid en die kinders het almal iets nodig. En ons wonder stilweg, hoe gaan ek alles regkry? Miskien het dit ook nie met geld te doen nie. Dit het dalk juist te doen met tyd of geduld of hoop. En is in so 'n tyd wat ons lees van 'n skare van duisende mense wat honger is. En die disippels kyk so na hulle en dan sê hulle een ding, hier's 'n tekort. Jesus kyk na daardie selfde skare en sien iets heeltemal anders. Hy sien 'n geleentheid vir God se oorvloed. Die wonder van die 5 brode en 2 visse gaan daarom oor baie meer as die kos. Hierdie verhaal leer vir ons wie Jesus is en wat en hoe hy sy kerk roep. En hoe hy sy kerk roep om deel te wees van sy werk. En ek wil dit probeer opsom in so 5 of 6 net sinne. Die eerste sin is, vir eerste punt, Jesus sien mense voordat hy probleme sien. Soos wat ek gesê het in die begin, hierdie gedeelte begin eintlik met Jesus se eie hartseer. Hy het pas gehoor dat Johannes die Doper dood is. En onthou, Jesus is eg mens, hy is nie net God nie, hy is ook mens, hy is in 'n menselyf. En daarom is die moord op Johannes die Doper baie erg. Probeer hy alleen wees, probeer hy 'n stukkie stilte gaan soek, net om tot verhaal te kom, net om hierdie ding te verwerk. Maar toe hy die boot uitklim, is daar duisende mense. En ek weet vir 'n feit, as dit ek nou sou moes wees, sou ek baie maklik gesê het, nie vandag nie julle. Ek het nou eers 'n bietjie tyd vir myself nodig.
Maar Matteus sê, Jesus het hierdie skare mense innig jammer gekry. Jesus ignoreer nie sy eie pyn nie, hoor mooi. Maar hy laat nie toe dat sy pyn, sy liefde vir ander mense onderdruk nie. Hulle vra eendag vir 'n ambulanswerker, hoe hy dit reg kry om na al hierdie verskriklike goed en ongelukke en dinge waarop hulle mos nou afkom, nog steeds kan omgee vir mense. En sy antwoord was eenvoudig: as ek ophou om mense raak te sien, moet ek ophou om hierdie werk te doen. En dis presies wie Jesus is. Hy hou nie op om ons raak te sien in ons nood nie, in ons behoeftes nie. En dit is 'n les wat ons moet indra in ons huise in. Ons huise behoort plekke te wees waar mense raak gesien word, nie net gevra word, het jy jou huiswerk gedoen nie. Maar hoe gaan dit met jou vandag? Jesus begin altyd met medelee. En op 'n persoonlike noot wil ek vir julle sê, het ons hierdie les in Malawi baie hard geleer, Toe ons in Malawi aankom, is die eerste ding, omdat hulle ons nou verskillend gefragmenteer is in departemente en goed as uit ons help, die onderwysdepartement, het die jeugdepartement, kan jy glo, is twee verskillend, maar in elk geval, hulle is jeug. Hulle het gehoor, hier kom nou 'n klomp mense uit Skotland en uit Afrika uit met hulle blinkkarre, so hulle het sommer gou hulle kampgelde verdubbel. Dubbel is wat ons vroeër vir jaar ooreengekom het. Nou, wat nou? Nou is daar nie eintlik 'n ander plek om naartoe te gaan. En die hulp wat die synode beloof het nie gekom nie, en die afspraak wat ons gemaak het, dat dit 'n plat dak sal wees, is nie gemaak nie, en dat hulle die administrasiegebou sal klaar gebou het, is nie gedoen nie. En nou kan julle mos nou weet, hoe gaan daar mos nou in 'n wit boerseun se hart aan, nou raak hy mos nou redelik krapperig en moeilik, en hy wil 'n paar ons klap, slaan, of oor hulle ry, of whatever ook al. En voordat jy jouself kon kry, is jy nou lekker onvergenoegd. Is alles wat jy doen moeite. Dis mos nou nie dat ek iets terug verwag nie, maar vet weet, hulle kan hom 'n bietjie dankbaar wees. Dink jy nie so nie? En die Here gee vir ons op daai oomblik, Lukas 6, van vers 32 af, luister 'n bietjie. As julle net die liefhet wat julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle lief het. En as julle goed doen net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak mos net so. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen aan en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Die Here het ons nie na synode toegestuur nie, hy het ons na Malinguni toegestuur. Na mense en kinders wat nodig het om 'n skool te kry waar hulle van Jesus kan leer van kleins af. So Willem Thomas die driede, dit gaan nie oor jou en jou groep nie, dit gaan oor God en sy koninkryk. As ek dankbaarheid verwag ek iets, nie niks nie. En die oomblik toe ons hierdie lesie begin leer, toe begin dinge ook makliker gaan vir ons. Vir jouself, skielik het 'n ou meer spring in die stap. Want jy word herinner, Jesus het met jou ook eers met medelee begin. Die tweede sinnetjie of die tweede punt is, mense en disippels sien altyd die tekort. Jesus sien moontlikhede. Die disippels het perfek sin gemaak, hulle kon somme doen. 5 brode, 2 vissies, 5000 mense plus mans, plus vrouens en kinders.
Maak nie sin nie, julle. Hulle berekeninge, hulle somme was 100% reg. Daar's te veel vir die bietjie. Hulle gevolgtrekking was egter verkeerd. Want hulle bereken sonder Jesus. En hoeveel keer het ons nou nie maar dieselfde fout al in ons lewens gemaak nie? Soos na ons bankrekening kyk, of na ons vermoëns, ons bouer is op die vliegtuig op pad terug, daar's nie genoeg tyd nie, ons energievlakke is laag, en dan net voordat jy wil besluit, dis onmoontlik, vra Jesus vir jou, wat kort julle? Wat het julle? Dis sy tweede vraag. En voordat jy weet, sien ons, is daar genoeg om klaar te maak. Vriende, ek sê weer, ons het 2 dae langer gereis. As jy die 2 groepe se 2 dae vat, wat hulle langer gereis is 4 volle dae wat ons gemis het. Motors het gebreek, bouer het siek geword, ons het een terugslag na die ander gehad, ons het taalprobleme gehad, die beskikbaarheid van materiaal was 'n probleem. Dan koop jy iets, en dan het jy 10 van iets, en dan laai hulle 7 op, en dan sê, waar is die ander 3, of die ander 4? Sê, nee, hulle het net gou by die winkel langs gehaal, nou daai bietjie by die winkel langs gehaal, is enige iets van 1 uur en 'n half, na 2 uur, 2,5 ure later eers by jou. So nou kan jy nie die ander aankope gaan doen nie. Dan ry môre maar weer terug, met die sleepwa 1 uur en 'n half aan 22 kilometer. Soos jy soontoe terugry, het jy al klaar 3 ure verloor. Waar gaan ons klaar kry, Here? Daar is nie genoeg tyd op die dag. En die son gaan staan nie stil nie, al bid ons soos Moses hulle se tyd. Maar dit bring my by die derde punt. Alles verander wanneer dit deur Jesus se hande gaan. Die wonder van hierdie gedeelte het nie in die mandjies gebeur nie, julle. Die brood het nie in die mandjies meer geword nie. Dit gebeur in Jesus se 2 hande. Hy neem, hy dank, hy breek en hy gee. 4 werkwoorde wat soos 'n goue draad deur die evangelie van Jesus loop. Ons hoor dit by die nagmaal weer. Van hy neem, hy dank, hy breek en hy gee. Ons hoor dit aan die kruis. Ons sien dit aan die kruis. Jesus gee altyd homself. En wat kan ek en jy doen? Ons bring vir hom ons klein geloof, ons gebroke gesinne, ons vrese, ons mislukking. Maar weet jy, hy doen daarmee groter dinge as wat ek en jy kon droom. Hy doen met ons bietjies in ons gebrokenheid wat ek en jy nie oor kon droom nie. Die 4de ding is, dis nie die disippels wat die wonder gedoen het nie. Hulle deel wel die wonder uit. Dink gou mooi hieroor. Dis nie die disippels wat die wonder gedoen nie. Ons weet mos ons Jesus wat die wonder doen, maar die Here Jesus gebruik hulle om die wonder te versprei. Dis een van die mooiste waarhede van hierdie gedeelte. Jesus doen die wonder, maar die disippels dra die mandjies. Die disippels is nie die kok nie. Hulle is nie die gasheer nie, hulle is nie die kelners by God se tafel. Hulle is wel die kelners by God se tafel. En dis ook jou en my, ons as kerk se identiteit. Ons red niemand nie, ons genees niemand uit onsself nie. Ons vervaardig nie genade nie. Ons deel uit wat Jesus gee. Ek onthou eenslag toe die kinders klein was. En ons het so boks, toe jy nog 'n hele boks paaseiers kon hê, nê. Het jy 'n boks paaseiers daar gehad. En ons baie opgewonde oor die paaseiers. Maar toe kom maar nou ander mense, en toe hulle nou te kon ontdek dat daai paar boks groot genoeg is dat hulle dit met almal daar kan deel en ook nog self weer kan kry, was die vreugde soveel groter.
Want nou eet hulle net self nie, en ook nie net skelm nie. Hulle kan eet, hulle monde vol prop, en vir die ander ook gee, en almal kan saam eet, is die vreugde net soveel lekkerder. En dis presies hoe God se koninkryk werk. Ons grootste vreugde lê nie daarin om God se genade op te gaar nie, maar vriende, om dit uit te gaan deel. As die kerk maar net dit wil weet. As ons dit net geweet het, sou daai eerste paar weke nie so moeilik gewees het nie. Want by Jesus is daar altyd meer as genoeg. Daarom maak Matteus doelbewus melding van almal wat eet, almal kry genoeg, en dan bly daar 12 mandjies oor. Dis nie net 'n mooi detail nie, dis 'n verklaring van wie Jesus is. Sy genade raak nooit op nie, sy vergifnis raak nooit op nie, en sy liefde sal in der ewigheid nie op kan raak nie. Daar is altyd 'n oorvloed. En as jy mooi na die Bybel gaan lees in die hele, dan kan jy hulle onthou ook oor die manna wat nooit opgeraak het nie. Kan jy hulle onthou? Dit herinner ons aan Elia en Elisa. Maar Matteus wil hê ons moet iets groter sien. Hy wil sê Jesus is groter as Moses, groter as Elia, groter as Elisa, want hy is die Messias. In hom het God se koninkryk reeds deurgebring. En hierdie ete van hierdie broodjies en visse wys daarom ook na 'n ander ete, die feesmaal, die bruilofsmaal van die lam, wanneer Christus weer kom. Ons kan vir mekaar gereeld sê, daar kom nog, daar kom meer. Ek wil afsluit. Stuur hulle weg is nie in God se konsep en in sy kop nie. As die disippels sê, stuur hulle weg, en sê, nee, gee vir hulle iets om te eet. En daardie woorde echo vandag nog. Wanneer mense alleen is, wanneer gesinne swaar kry, wanneer kinders honger is, wanneer jong mense moed verloor, wanneer bejaardes vergeet word, mag die kerk se antwoord nooit wees, los hulle eenkant of laat hulle gaan nie. Ons antwoord behoort altyd te wees, hoe kan ons dien? So die wonder van die 5 brode gaan uiteindelik nie oor brood en vis nie. Geliefdes, dit gaan oor Jesus Christus. Hy is die Messias, hy sien, hy ontferm, hy voorsien, hy nooi, hy gebruik mense om sy buitengewone dade uit te deel. En daarom wil ek vir jou 'n gesinnetjie gee, of 2 wat jy miskien hooplik sal onthou. As gesinne leef ons elke dag tussen 'n tekort en 'n oorvloed. Ons voel dikwels ons het te min. Maar wanneer ons 5 brode en 2 visse in Jesus se hande plaas, sal ons ontdek dat ons God se koninkryk nie deur ons genoegsaamheid gebou word nie, maar deur sy oorvloedige genade. Mag ons hierdie week soos die disippels wees. Nie mense wat probeer om wonderwerke te verrig nie, maar mense wat net die vreugde van brood uitdeel sal beleef aan 'n honger wêreld. Ons is nie die gasheer nie, ons is God se diakens. Vader, Here Jesus, Heilige Gees, ek wil vanmôre vir U vra dat U ons geloof sal genees. Maak ons geloof weer sterk. Ons bid dat ons deur die krag van die Heilige Gees sterk sal wees in ons geloof, Here. Soos die skrywer van Hebreërs 12 vers 2 sê, laat ons oë op Jesus gefestig hou. Jesus, U is die een wat ons geloof begin het, en U sal dit ook sterk maak en dit voltooi. Die Jesaja skrywer sê as hy opkyk na die hemel en hy wonder wie het al die sterre gemaak, dan herinner hy homself, dis hierdie Skepper, bring hulle een vir een uit en roep elkeen op sy naam. En met sy groot krag en sy groot mag sorg die Here nie
dat nie een van hulle ontbreek nie. Here, dis U wat oor die see en oor die storms en oor die golwe heers en dit stil maak wanneer U wil. Dis U wat die hele heelal in stand hou. En vanmôre kom sê ook weer vir ons, U is aan my kant, aan ons kant. Die God wat oor die groot oseane regeer, noem ons sy vriende, sy broers en susters. Meer nog, ja, hy noem ons sy familie, sy kinders. U goedheid en troue liefde, Here, sal ons volg al die dae van ons lewens. En daarom is ons tuis in die huis waar U woon. Here Jesus, ons leef veilig onder U sorg. Ons lewensverhaal is in U hande. Ons toekoms is veilig by U en vol hoop. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes en dan sal ons ook so 'n bietjie 'n kansie kry om so weer so net so 'n opsommende videoetjie te kyk. He showed me the way.
Liewe Here, ons, dit wat ons vir U gee, kom uit diep uit ons hart uit. En wil ons vir U vra dat U met ons sal wees. Ook dit wat ons nou in hierdie sakkies gegooi het. Mag U koninkryk daardeur ook kom. Gee vir hulle wat daarmee werk die wysheid om dit te gaan hanteer soos U graag wil hê, waar U dit wil hê. Ons is vir U baie lief, mag wat ons sê en doen dit vir die wêreld wys. Amen. Goed. Gertrude, ons gaan sommer nou spring na die tweede lied toe. Ons gaan net een lied sing. Ja. Hierdie is 'n baie bekende lied, maar julle ken hom ook mos nou baie goed. En hy sê, o Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke aanskou. En hoe jy dit elke dag onderhou, dan wil ons juig. Maar dan sê vers 3, U seun word mens in ons gebroke wêreld. En daar kom vestig hy 'n koningsheerskappy. In vers 4 sê, U maak ons deel van daardie grootste werke. Die Here doen die wonderwerk en hy gebruik ons as diakens om dit te gaan uitdeel. Kom ons staan en ons sing hierdie loflied hartlik saam, vers 1, 3 en 4, en ons bly staan vir die seën en die wegsendingslied. Vriende, ons het dit
regtig daagliks beleef en ek hoop julle kan dit ook beleef. As jy vandag hier uitstap in elke oomblik van jou lewe, wanneer dit swaar gaan, wanneer dit goed gaan, dan kan jy dalk jou hande uitstrek in ontvangsgebaar, as jy die vrymoedigheid het. Want in Numeri 6 beloof die Here vir jou, hy sal jou seën en jou beskerm. Hy sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Hy gaan jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee tot alle ewigheid. Amen.